3 people were arrested. One of them, called Dr. Mgwenya, happened to be an employee of that farm. He started working for that farm when he was at the age of 14 years old. And all the time while working there, he told himself that there's money in those safes. And he, of course, organized his colleagues and they committed the murder. And they were arrested. They were all sentenced because he wanted to get into the safes. So, unfortunately, the couple were killed. President Trump het onlangs vir die boere vlugtelingstatus aangebied. En in 'n sekere sin is hy reg. Ons word in ons huise en op ons plase aangeval. Ek was 'n hele tydjie terug by 'n veiligheidskongres gewees wat deur 'n gemeenskapsorganisasie aangebied word. En die aanbieder was 'n offisier van in die weermag gewees. Hy was opgelei in intelligensie en teenintelligensie en ek vra hom toe oor professor Rudolf Zinn se navorsing. Professor Rudolf Zinn se navorsing het getoon dat ongeveer 77% van huisinbrake word gepleeg met inligting wat van binne verkry word. Met inligting wat gekry word van huiswerkers, van tuinwerkers, kontrakwerkers, bouers. En natuurlik sê ek nie hierdie mense is noodwendig uit om jou te haat nie. Maar ek vra hom toe hieroor en hy sê toe, ja nee, dit is hoekom dit belangrik is dat jy jou sleutels moet weghou van jou huiswerkers af en dit wegsteek vir hulle. Hy kon geen wêreld indink waar dit moontlik is vir die Afrikaner om oor die weg te kom sonder huis- en tuinwerkers, plaaswerkers van 'n ander volk nie. Ek wil vandag vir jou vra. As jy vlug na Amerika toe, gaan jy in geval nie toegang hê tot hierdie werkers nie. Wil jy nie eerder oorweeg om nie hulle aan te stel nie? En as jy hulle moet aanstel, wil jy nie eerder mense van jou eie volk aanstel nie? Afrikaners het 'n groot probleem dat ons afhanklik is van ander volke rondom ons vir hande arbeid. Dink maar aan wie doen die vuil werk op ons lande en ons erwe. Nou een probleem is van hierdie dat die mense wat ons klere stryk en die mense wat in ons tuine skoffel stem vir 'n politieke bestel wat die Afrikaner haat. Dit is wel vir ons belangrik om na hierdie geskiedenis te kyk, want die Japaneese moes na die Tweede Wêreldoorlog byna oornag selfwerksaam word en hulle het dit grootendeels reg gekry. Een van die goed wat hulle gedoen het was weer om by skole te fokus en 'n klem te plaas op werksetiek en dissipline. Hulle het tegniese colleges en skole gebou, baie soortgelyk aan wat ons het in Soltech en Bo Karoo. Maatskappye soos Toyota en Mitsubishi het handvaardigheidskursusse intern begin aanbied sodat hulle werkers daai vaardighede kan ontwikkel. Hulle het 'n kulturele verandering bewerkstellig sodat daar weer 'n trots is op selfwerksaamheid. Hulle het baie geld belê in innovasie en tegnologiese ontwikkeling sodat hulle nie so afhanklik hoef te wees van goedkoop arbeid nie. Solank soos wat ons nie van eie arbeid gebruik maak nie, sal ons nie polities vry wees nie. Kom ons leer by die Japaneese. Ek dink die Afrikaners wat met hulle hande werk en die manne wat met hulle arms by die bakkie uitboer, ons almal gaan weer van voor af moet leer hoe om met mense te werk. Ek glo daar's 'n toekoms vir Afrikaners selfwerksaamheid.